Ek gaan moeite doen om die begrip inflammasie aan jou voor te stel. En ek sal later vir jou verduidelik hoekom dit so belangrik geag word. Eerstens moet inflammasie onderskei word van infeksie. Infeksie verwys na die indring van skadelike mikroorganismes wat die liggaam nie goed gesind is nie. Inflammasie aan die ander kant verwys na ons liggame se reaksie. Onder andere op infeksie, maar ook op baie ander stimuli soos beserings. Inflammasie het sekere merkers en ek lys hulle: pyn, rooiheid, swelling, hitte, verlies van funksie. Kom ek probeer die beeld vir jou op 'n ander manier prakties uitbeeld. Dink aan infeksie of beserings as 'n vyand of 'n ramp. Dink aan inflammasie as die polisie of die weermag se reaksie. En dink aan die toneel waar dit gebeur as die slagveld of die misdaadtoneel. My doel is om jou bewus te maak van inflammasie as 'n merker van gesondheid oor die langer termyn. Met ander woorde, ek praat nou nie soveel oor besering waar inflammasie 'n paar dae duur en verdwyn na genesing nie. Of dieselfde geld natuurlik vir infeksies. Ek praat wel van die gevolg van inflammasie oor baie jare en veral die kumulatiewe effek, waar dit die produk van die hoeveelheid inflammasie en die tyd wat dit duur is. Let daarop dat inflammasie normaal en goed is, dat dit die reaksie van die liggaam is om infeksie of besering op te klaar, en dat as die liggaam reageer sonder dat daar rede is, dan noem ons dit 'n outo-immuunsiekte. Met ander woorde, jy tree op teen jouself sonder dat daar 'n goeie rede is, maar ons gaan nie spesifiek oor outo-immuun gesels vandag nie. Kom ons som net gou op. Beserings en infeksie gebeur, die liggaam reageer, daai reaksie noem ons inflammasie, en natuurlik die toneel waar dit gebeur, sogenaamde misdaadtoneel, dit hang natuurlik af van waar in die liggaam dit gebeur, maar ek wil vandag hê jy moet net agterkom en onthou wat inflammasie is, want dit gaan groot belang in verdere gesprekke hê.